Goeiedag, baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Tabernadei beteken werkswinkel van God. Ek wil vandag met jou praat oor 'n tema deurbrake. Elke mens het iewers 'n faset van sy lewe waar hy graag 'n deurbraak wil hê. Of dit jou geestelike lewe is, of dit met jou emosies is, of dit in jou liggaam is, of verhoudings met mense om jou, werksituasie, by die skool, universiteit, of op die sportveld, maar elke mens het iewers 'n deurbraak nodig. Nou lees ek in die Bybel 'n besondere gedeelte in 1 Kronieke 14, waar Dawid 'n deurbraak nodig gehad het. En by Dawid leer ons, hoe het hy hierdie geveg teen hom gehanteer, sodat hy 'n deurbraak in sy lewe kon hê. Dawid was na die dood van Saul die koning van Juda. Maar die 10 stamme van Israel was nie onder hom nie. En toe besluit hulle gaan met hom 'n gesprek hê, hulle gaan met hom 'n verhouding bou, en hy word toe ook gesalf as die koning oor Israel. Nou lees ek hierdie volgende woorde, en jy kan dit saam met my lees, vanaf vers 8 uit 1 Kronieke 14. Toe die Filistyne hoor, dat Dawid as koning oor die hele Israel gesalf was, het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek. Toe Dawid dit hoor, het hy teen hulle uitgetrek, en die Filistyne het gekom, en hulle versprei in die dal Refaim. Toe het Dawid God geraadpleeg en gesê, sal ek optrek teen die Filistyne, en sal u hulle in my hand gee? En die Here het aan hom gesê, trek op, ek sal hulle in jou hand gee. En toe hulle optrek by Baal Perasim, het Dawid hulle daar verslaan. En Dawid het gesê, God het deur my hand, deur my vyande gebreek, soos water deurbreek. Daarom het hulle die plek Baal Perasim genoem. En hulle het hulle gode daar agtergelaat, en Dawid het bevel gegee, en hulle is met vuur verbrand. Maar die Filistyne het nog weer in die dal versprei. Toe raadpleeg Dawid God weer. En God het aan hom gesê, jy moet nie agter hulle optrek nie, trek om, van hulle af weg, en val hulle vlak voor die balsambosse aan. En as jy 'n geruis van voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, trek dan uit vir die geveg, want God het voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen soos God hom beveel het, en hulle die leer van die Filistyne verslaan van Gibeon af tot by Geser. En die naam van Dawid het uitgegaan in al die lande, en die Here het die skrik vir hom op al die nasies gelê. Ons lees dat toe daar 'n deurbraak kom in Dawid se lewe as 'n leier, en God hom bevorder, en God hom laat salf, en hy word toe van die totale Israel en Judea hulle leier. Toe staan die Filistyne op teen hom. Toe hulle hoor, die oomblik toe hulle hoor, dat God het Dawid gesalf en hom koning gemaak, toe besluit hulle gaan teen hom optrek. Tot vandag toe is daar altyd iewers 'n geveg teen my en jou. As ek en jy 'n geestelike besluit neem, iemand besluit, ek wil my lewe aan die Here gaan oorgee, en hier persoon kom tot bekering, dan is daar 'n geveg. Dat is nie net 'n geveg in die geesteswêreld nie, ja, maar ook van mense. Ek weet van baie mense wat hulle huise belet is, omdat hulle tot bekering gekom het. Ons weet vandag, reg deur die wêreld, in die islamlande en in die kommunistiese lande, as mense tot bekering kom,
word hulle in tronke gegooi, hulle word vervolg. Dis dieselfde Filistyne, die een wat die Filistyne gemotiveer het om Dawid aan te val, is presies nog dieselfde een. Paulus noem hom die bose geeste in die lig, owerhede en magte. Jesus noem hom 'n wolf, 'n dief, die draak, die Satan. Hy veg jou. Jy moet jou net laat in ou jare, en dalk nog vandag, besluit jy gaan jou laat doop op die Bybelse manier, dan sal jy agterkom hoeveel mense staan op teen jou. Of jy sal 'n emosionele besluit neem, dis 'n belangrike besluit, ek gaan elke dag bid en die Here se woord lees, sodat die woord my denke kan vernuwe. Sal jy verbaas wees hoeveel teenstand gaan jy ontvang. Die oomblik as jy begin om die woord te praat, die woord te bid en te leef, dan begin die mense vir jou sê, o, jy loop ook nou met die Bybel onder jou arm. Dis die Filistyne se manier van praat. Dis mense, as hulle God lief het, soos jy God lief het, en ook wil heilig lewe, en hulle denke elke dag wil vernuwe met die woord, en die woord van God praat, sal bly wees as jy 'n heiligmakingslewe het. Dalk is daar in jou fisiese lewe, jy besluit om gesond te leef en te eet. Raai wat? Dan gaan jy baie uitgenooi word, en dan gaan elke keer wanneer jy geëet word, die verkeerde kos op die tafel is. Jy sal 'n gedissiplineerde besluit moet neem. As jy besluit, jy gaan hard werk aan jou verhouding, miskien is jy in 'n huwelik, of in 'n verhouding met ander mense, sal jy agterkom hoeveel nuwe struikelblokke duik nou ewe skielik op. Dit is asof jy vuishoue ontvang in jou gesig en in jou maag, en baie keer word jou spoed gebreek. Toe die Filistyne hoor dat God het Dawid vereer, en hy is nou hierdie leier van God se volk, toe trek hulle teen hom op, en hulle slaan laar teen hom op. Maar nou leer ons, wat was Dawid se reaksie? Die eerste ding wat Dawid gedoen het, hy trek op om te veg. Jy en ek moet by Dawid leer. Ek kan nie wil geestelik groei en niks doen nie. Die Here moet nou maar hier uit die hemel uit met my praat soos 'n wolk elke dag. Nee, ek sal iets moet doen. Ek sal moet optrek vir die geestelike geveg. Ek sal my knieë elke dag moet buig voor die Here, met my tong bely dat hy my koning is. Ek sal moet begin praat soos wat die woord sê. Ek moet iets doen. Ek kan nie net 'n sinnelose gesprekke hê as iemand met my praat, 'n onbybelse, ongoddelike taal gebruik nie. Ek moet sê wat sê die woord van die Here oor my lewe en oor ander mense se lewens. Ek sal iets moet doen as ek wil gesond leef. Ek sal moet gesond eet, ek sal iets moet doen, ek sal moet optrek vir die geveg, ek sal moet begin oefen, ek sal my slaappatrone moet verander. So is daar baie voorbeelde, maar iets wat baie belangrik was, wat ek en jy by Dawid kan leer, eerstens trek op, tweedens raadpleeg hy God. Hy praat met die Here. Vandag se taal sal wees, ons lees elke dag die woord van die Here by ons huise, ons bid, ons besoek ons klein groepe, of ons biduurgroepe, of 'n groep waarin jy behoort, of 'n belangegroep. Ek sorg dat ek op die eerste dag van die week in die huis van die Here is, want daar gaan God vir my raad gee, hoe ek my lewe moet lewe. Hy raadpleeg God, en hy vra spesifieke vraag. Hy sê, Here, moet ek optrek? 1, 2, sal u hulle in my hand gee? Hy spesifiek in sy versoek wanneer hy God raadpleeg. En dan seën die Here hom, en hy kry hierdie oorwinning. Die Filistyne het so ver gevlug dat hulle gode, want dit was 'n groot fout, want hulle gode is vir hulle belangrik, maar Dawid sê, ag, dis niks werd gode hierdie nie, hy's ook nie bang nie. Hy sê vir sy manne, verbrand hulle gode. Hy bewaar nie hulle gode nie, hy verwerp hulle gode. Maar dan kom hy, en dan gee hy aan God die eer vir die oorwinning. Kom ek lees dit net weer vir jou in hierdie gedeelte. En Dawid het gesê, dis vers 11, God het deur my hand, deur my vyande gebreek, soos water deurbreek. 'n Engelse vertaling sê, I defeated my enemies because God broke through them like a mighty flood. Daar's 'n vryvertaling wat sê, God het Dawid se vyande
vir hom vernietig, soos wat jy pottebakkersbak vat, en jy stamp hom om en hy bars, en die water spat. Die ander vertaling, die Nuwe Afrikaanse Bybel, die 83 vertaling sê, die Here deur Dawid se hand deur die vyande gebreek, soos water 'n damwal breek. Wat 'n deurbraak. Dawid sê hierdie deurbraak het God gegee. En hy eer die Here, en hy aanbid die Here daarvoor. Maar weet jy wat gebeur? Die vyande slaan weer laar op. Baie keer dink ons, as ons 'n geestelike of 'n emosionele of 'n liggaamlike oorwinning behaal het vandag, môre is ons vrygespreek. Nee, inteendeel. Die vyand het nie sommer moed opgegee nie. Ek lees hier in Lukas 4, hoe die duiwel Jesus versoek het. En dan lees ek hierdie woorde, en toe die duiwel elke versoeking geëindig het, want Jesus het nie toegegee nie, het hy vir 'n tyd lank van hom gewyk. Net 'n tyd lank. Nou lees ons hier in Hebreërs 4, wanneer die Hebreërs skrywer skryf oor Jesus as ons hoëpriester, dan sê hy, ons het 'n hoëpriester wat met ons medelee het. Want hy is in elke opsig net soos ons versoek. So die duiwel het Jesus nie net een keer versoeking geloop, net 'n tyd vir hom gewyk, maar hy het gereeld terugkom. Jesus was elke dag, feitelik elke dag versoek. Tot aan die kruis is hy versoek. Die mense sê, as u die seun van God is, kom af. Maar Dawid beleef dat die vyand hom weer aanval. En weet jy wat doen hy? Hy maak nie staat op sy metodes en wat hy gister beleef het nie. As ek hierdie woord mag gebruik nie, hy eet nie die ou manna van gister nie. Hy meld aan vir sy vars daaglikse raad by God. Hy kom sit by die Here. Hy vra vir die Here of hy hulle weer kan aanval. En die Here sê vir hom, maar jy moenie gister se metode volg nie. Trek weg, en eintlik sê die Here vir hom, gaan om na hulle agterkant toe. En dan, daar by die besembosse, moet jy wag. Dan sal ek jou help. Jy sal sagte voetstappe in die toppe van bome hoor. Nou ek weet nie of jy al in 'n boom se toppe, as die wind waai, voetstappe gehoor het nie. So dit was 'n bonatuurlike ingrype van God om hierdie deurbraak in Dawid se lewe te bring, sodat Dawid die Filistyne kon verslaan, en ook dat God daarna hom verhef het en al die nasies om hulle geweet het, moenie Dawid aanval nie. Sy God is die God wat hom deurbrake gee. En dis presies wat gebeur het. Dawid het gewag, en het gedoen wat die Here sê, en hy het vars raad ontvang van die Here. Maar die belangrikste ding is, hy het net gedoen, soos God hom beveel het. Dis waar sy deurbraak vandaan gekom het. Dis sy getuienis. As ek elke dag my gereed maak, en die Here raadpleeg vir die dag wat voor my lê, en ek lees die woord, en die Here praat met my uit sy woord uit, dan is ek daai dag gereed vir 'n deurbraak, as daar 'n geveg kom teen my geestelike lewe, my emosies, my liggaam, my verhouding, my werksomstandighede, my finansies, is ek gereed, want ek het God geraadpleeg, en sy raad is altyd die beste raad. En daarom skryf die psalmskrywer, ken die Here in al jou weë, dan sal hy jou pad gelyk maak. Mag jy 'n deurbraak beleef in die area van jou lewe waar jy dit dringend nodig het. Raadpleeg God, praat met hom, kry by hom woord, en in jou gees 'n bevestiging dat God met jou is. As jy wil, kan jy jou oë sluit, dan bid ons saam. Kosbare Here, dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U wil hê ons lewe moet 'n lewe van oorvloed wees, en nie 'n gebrek nie. Dankie dat U verhoudings in huwelike tussen ouers en kinders en hulle broers en susters, familielede, vriendekringe, sportvriende, skoolvriende, werksvriende wil herstel. U wil hê dit moet goed met ons gaan,
daar moet geestelike, emosionele, liggaamlike deurbrake in ons lewe wees. Ek bid vir hulle wat seer gekry het, wat swaar kry, wat voel, hulle word die hele dag geslaan en geskop. Mag hulle dieselfde deurbrake beleef as Dawid. Ek bid dit, Vader, in die mooi naam van Jesus Christus, ons geliefde Koning en Here. Amen.